Wat ons gemeenskap ondergaan het die afgelope 2 weke is iets eisliks. Ons hele infrastruktuur het in mekaar geval. Ons kry nie ondersteuning van die stadsraad nie. Sommige gebiede is al 18 dae sonder krag. Veral die uitbreiding 5 gedeelte wat die swaar industriële gebied is, wat paaie verspoel is, sonder krag is. Ons sit met 'n Marula fabriek, wat dit nou Marula seisoen is en wat werk skep vir hoeveel duisende mense, wat nie kan pulp maak nie as gevolg van die kragonderbrekings. Die swaar ingenieurswerke in daai gebied kan ook nie handel dryf nie of werk nie, as gevolg van die generators wat hulle moet hardloop. Ons dorp, die gemeenskap sit ook al sekere gedele 18 dae sonder krag. Ons munisipaliteit het nie die kapasiteit om hierdie kragnetwerk te herstel nie. Ons hele kragnetwerk se infrastruktuur is daarmee heen. Nie net as gevolg van die vloede nie, maar lank voor dit weens onderhoud wat nie gedoen is op die elektriese infrastruktuur nie. Mense het baie verliese gely, besighede, sowel as inwoners van die dorp wat moet duur betaal vir kragopwekkers om te hardloop op diesel, kosvoorrade wat daarmee heen is. Daar's nie water nie, sommige plekke is 9 dae sonder water. Die rou sewage loop in die strate, en ons gaan so aan vir 'n hele tyd. Ons dorp is regtig in 'n krisis en ons gryp na elke grashalm. En ons wil vir die ouens sê wat ons help, met TLB's, met chainsaws, whatever, waar ons gevra het om te kom help om lyne oop te sny, was die gemeenskap daar om te help. Vir die ouens wat water aangedra het, wat toebroodjies gebring het vir die elektriese spanne, wat ons probeer aan die gang kry, baie dankie. Dit het net weer eens gewys dat Phalaborwa dorp se gemeenskap kan saamstaan en help waar hulle kan 'n handjie bysit. Baie dankie daarvoor Phalaborwa. Saam sal ons hierdie drif probeer trek en hoop vir 'n beter toekoms. Dankie.